Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons die kruis neersit in ons lewens. Woensdae praat ons oor encourage, om jou te bemoedig vir die week wat voor lê. Ek lees die storie van Chuck Colson. Hy was een van die mees invloedrykste leiers in Washington, in die tyd van president Nixon. En met die Watergate skandaal is Chuck Colson tronk toe gestuur. Sy reputasie was daarmee heen, sy hele loopbaan was vernietig. Daar was geen toekoms vir hom gewees nie. Vir hom was dit 'n geweldige geestelike krisis gewees. En een van sy vriende het vir hom gesê, man, lees C.S. Lewis se Mere Christianity. En toe verander die tronk hom. Hy het al sy invloed verloor, sy status verloor, sy aansien verloor. Die tronk het iets anders aan hom gedoen. Want vir die eerste keer sien hy wat is dit as mense werklik hopeloos is. Ervaar hy die geweld van die tronksysteem, van die gebrokenheid van die tronksysteem. En in plaas daarvan om bitter te word, het hy besef, maar hier is 'n roep vir hulp. Toe hy vrygelaat is in 1976, het hy met die Prison Fellowship begin, 'n ministry wat vir mense wat in die tronk is, die woord gebring het. Hulle ondersteun het, hulle families ondersteek het, hard gewerk het aan justice. En dit het letterlik miljoene mense se lewens verander. Hoekom hierdie storie? Colson se lewe was afgebrand, was vernietig, was as. En dit het verander toe hy in hierdie situasie, in hierdie tronk agtergekom het, maar ons het mense nodig wat compassion het. Ons het mense nodig wat ouens wat in die tronk sit kan help. Is Ash Wednesday. So maklik kan jy ook op vandag na jou eie lewe kyk en dink, daar is soveel goed nie reg nie. Daar is soveel goed waarmee jy sukkel, daar is soveel swaar kry, daar is soveel goed wat nie sin maak nie, daar is soveel goed nie reg nie. Dis moontlik 'n eerste begin. So ek daag jou uit om in die situasie waarin jy is, verder te kyk en te besef dat God daardie situasie gaan gebruik vir iets niets. Want dis wat ons vier met Lent, die begin van iets niets. Sterkte, lekker dag.